Jakobus 2, ons maak ons Bybels oop, Jakobus 2, ons is besig om deur Jakobus te werk, Jakobus 2. Jakobus 2, vers 14. Jakobus 2 vers 14. Kom ons buig net ons hoofde saam. Wat 'n voorreg, Here, om stil te kan raak in hierdie oggend. Die woord, die lewende woord, die woord wat nooit sal verander nie, die woord waarvan elke jota en titel belangrik is. U heilige woord, is dit wat ons nou gaan bestudeer. Here, ons weet en ons verklaar dat dit 'n lewende woord is. 'n Woord wat verander. 'n Woord wat lewendig maak. Deur die Gees se werking. O Here, praat met ons. Praat met ons, Here, want ons as die slawe luister. En ons wil gehoorsaam wees aan U woord. Ons bid dit in die naam. Amen. Jakobus 2. Jakobus 2 van vers 14 af. Ons het laasweek gekyk na die 10 gebooie. Is die 10 gebooie wonderlik? Is die 10 gebooie koninklike gebooie? Dit gaan nog steeds aan. Wonderlik. Ons kyk na vers 14 dan. Wat baat dit my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die dade nie? Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, is dood. Maar as iemand sê, jy die geloof, en ek het die dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade, my geloof wys. Glo jy dat God een is? Ook die demone glo dit, en hulle bewe. Wil jy weet hoe nietige mens dat geloof sonder dade nutteloos is? En dan volgende Vrydag gaan ons aangaan met die ongelooflike voorbeeld ook van Abraham wat so gepas is ook vir Vrydagoggend. Maar net tot so ver. Hoe lyk jou lewe? Hoe jy leef buitekant die wêreld het te maak baie met wat jy glo. Wat jy glo bepaal hoe jy leef. As jy 'n bepaalde manier glo, sal dit uitkom in die manier hoe jy lewe. As jy glo, 'n plank is sterk genoeg dat jy daarop kan loop, dan sal jy daarop loop, want jou geloof sê vir jou die plank is sterk genoeg. As jy glo die plank is nie sterk genoeg nie, kan iemand vir jou vertel tot hy blou in die gesig is, hoe wonderlik is die plank, jy sal nie daarop loop nie, want jou geloof sê vir jou, daardie plank is nie sterk genoeg nie. Baie mense luister gereeld aan die woord van die Here. Om die waarheid te sê, hulle luister nog 'n paar preke deur die week. Baie mense ken die Bybel. Hulle kan vir jou die verse ontnoem. Hulle ken teksverse uit hulle kop uit. Baie mense woon oral goeders by wat hulle sê, hierdie goeders is vir my so belangrik, ek is 'n kind van die Here, ek glo in die Here, en al hierdie dinge wat 'n ekstra bywoon is nog sulke regmerkies agter sy lewe wat sê, ek is iemand wat vir die Here lewe. En tog sê die Bybel, daar's baie mense wat kan eendag voor die Here staan
En al die goedes opnoem wat hulle eendag gedoen het. En die Here gaan vir hulle sê, ek ken julle. Ek ken julle. Baie mense sal vir jou sê, weet jy Johan, okay. Ek dink daar is definitief so iets as geloof en werke, maar is baie belangrik dat jy tog nooit iemand se hart moet beoordeel nie. En ek dink as jy na my dade kyk, is jy besig om my hart te beoordeel. Nee, ek mag jou hart nie beoordeel nie, maar ek moet wel jou dade beoordeel. So kom ons begin daar. Is dit belangrik dat ons kan sien op grond van hoe 'n persoon leef of hy 'n kind van die Here is of nie. En een van die belangrike teksverse is ek altyd as iemand vir my sê, ja maar moenie oordeel nie, dan sê ek okay, kom ons gaan kyk eers nou na saam na 'n teksvers voordat ons verder gaan. So kom ons begin daar. Kom ons begin om vir mekaar te sê dat die Bybel roep gelowiges op om mekaar te oordeel. So kom ons begin daar. 1 Korintiërs 5. 1 Korintiërs 5 vers 9. Kom ons maak ons Bybels daar oop. As jy vandag in die wêreld waarin ons lewe, as jy vir die wêreld vra, gewoonlik, die teksvers wat die wêreld die beste ken. Wat is die teksvers wat wêreldlinge die beste ken? As jy mag nie oordeel nie. Hulle sal dit vir jou sê. Maar is interessant dat die Bybel wel vir jou oproep om te oordeel. Kom ons kyk daarna. 1 Korintiërs 5 vers 9. Ek het in my brief aan julle geskryf om nie met oreerders te meng nie. Daarmee het ek beslis nie die oreerders van hierdie wêreld bedoel nie, of die gierigaards en die rowers en die afgodedienaars nie, want dan sou julle uit die wêreld moes weggaan. Okay? So kan jy jouself afsny van die wêreld se owerspelers en moordenaars en al hierdie mense wat diewe is, wat hulle belasting ontduik en al hierdie goedes. Kan jy jouself afsny van hulle? Nee, jy kan nie. Alright? Nou sê vers 11. Nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar 'n oreerder of 'n gierigaard of 'n afgodedienaar of 'n kwaadprater of 'n dronkaard of 'n rower nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Waarom sou ek die buitestanders oordeel? Moet julle nie eerder diegene in julle eie geleedere oordeel nie? God sal die buitestanders oordeel, verwyder die slegte mense uit julle midde. Okay, so is dit vir jou baie duidelike teksvers. Alright, wonderlik. So dan kan ons begin en vir mekaar sê, die Bybel roep ons op om mekaar te oordeel, na mekaar se lewens te kyk, mekaar te vermaan, mekaar reg te wys. En as jy kind van die Here is, word jy opgeroep om dit te doen. Nou wat baie belangrik is die Bybel is besig om vir ons te vertel dat sonder geloof is dit onmoontlik om te doen wat reg is. Sonder geloof is dit onmoontlik om te doen wat reg is. Die werke wat in my lewe is, wat vir die Here is, beteken, as iemand dit sien, wat sien hulle? Hulle sien my geloof. Alright? Hulle sien my geloof. Want, as ek geloof het, dan is dit wat sal plaasvind, is die werke in my lewe. En as ek gelowige werke het, wat sal dit getuienis wees van my geloof in die Here? As jy nou kyk na Johannes 5, dan sien ons, hoekom dit so belangrik is, dat ons mekaar moet sê is, as jy geloof het, waar is jou werke? Kom ons kyk hierna, Johannes 15, vers 5. Jesus is besig om 'n gelykenis te vertel. Johannes 15. Jesus is besig om te praat, jy sal sien dit in Johannes, ons gaan nou daaroor praat. Johannes is 'n baie belangrike gedeelte wat gaan daaroor dat baie mense verklaar hulle geloof in die Here, maar hulle het dit nie. Hierdie gelykenis is juis 'n aanklag teen hulle waar die Here oproep en sê, hoe lyk jy in jou lewe? Johannes 15. Nou ek wil lees van vers 5 af. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug,
Okay, so net die voorafgaande het hy gesê, hoor hierso, as jy nie vrug dra nie, wat doen hy? Hy sny jou af. Nou baie mense het die vraag, en hulle sê vir jou, okay, beteken dit dat hierdie stok in die wingerd was, en dat hy dan afgesny word, beteken dit dat hy op 'n stadium gered was, en dan nie meer gered nie? Nee, vers 5 vertel vir jou, dat hy nooit gered was. Okay? So daai deel van die metafoor is 'n metafoor wat die Here gebruik, maar is duidelik van vers 5 af, dat iemand wat nie vrug dra nie, nooit in hom was nie. Want luister hierna, kom ons kyk baie mooi na die gedeelte. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. So wat is die eienskap as jy in die Here is? Jy dra vrug. As jy in my is, dan dra jy vrug. Hy dra baie vrug. Dra hy bietjie vrug? Nee, hy dra baie vrug. Alright, en dan gaan hy aan, want sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my kan julle niks doen nie. So as ek iemand is wat vrug dra in my lewe, wat vertel dit van my lewe? Dat ek in die wingerdstok is. Dat ek besig is om vrug te dra. En hoekom dra ek vrug? Want die sappe wat uit die wingerdstok uitkom, wat Christus is, hy is besig om in my in te vloei. Hy is besig om my te voed. En omdat hy my voed, daarom het ek besig om vrug te dra. So sonder God se werk in my lewe, is dit onmoontlik om vrug te dra. Sien jy dit in hierdie gedeelte? Alright, so dis baie belangrik. As ons in die Here is, dan dra ons goeie vrugte. En dan vers 8 van hierdie gedeelte. Vers 8 gaan dan, en hy sê, hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra, en my disippels kan wees. So my Vader word verheerlik, deur baie vrugte wat julle dra. Daar's geen manier dat 'n kind van die Here kan vrug dra, sonder die Gees wat in hom is. En as hy nie vrug dra nie, beteken dit dat die Gees nie in hom is nie. So dis albei, dis getuienisse. Dis getuienisse van wat gaan in jou lewe aan. Filippense stel dit vir my so mooi oor God se werk in jou lewe as kind van die Here. As jy vir jouself sê, as ek besig om vrug te dra, wat is die probleem in my lewe? Dat ek nie vrug dra nie. Kom ons kyk na hierdie gedeelte. Dit vat hom weer vas van 'n ander kant af. Filippense 2 vers 13. Filippense 2 vers 13. Hier is so ongelooflik mense as ons verstaan dat dit God se werk in ons lewens is. Dit vat weg die hele gedagte en dan dis iets wat ek doen. Werke is nie iets wat ek doen. Alright? Die werke wat die wêreld kan doen, daai werke is gebaseer op dit wat in hulle harte in die gang is. Mense doen baie keer goeie dinge omdat wat wil plaasvind. Nie omdat hy wil hê God moet verheerlik word nie, maar omdat hy wil hê hy moet verheerlik word. Kind van die Here is anderste. Kind van die Here doen goeie werke sodat die Vader verheerlik kan word. Daarom sê die Here, moenie laat jou regterhand weet wat jou linkerhand doen. Moenie laat dit plaasvind nie. Want hoekom? Alles wat jy doen is vir my. Dis iemand wat 'n kind van die Here is. Kind van die Here sê, ek lewe vir die Here en ek wil hom verheerlik en daarom is ek besig om goeie dade te dra. Vrug te dra, goeie dade te doen in my lewe. Nou kyk na hierdie gedeelte, Filippense 2 vers 13. Daar staan, want hy, dit is God, wat die gewilligheid, so, wie maak my gewillig om goeie dade te doen? God, die Gees wat in my woon, maak my gewillig. So as jy vir my sê, ek's 'n kind van die Here, maar hoor hierso, ek hou nie daarvan om vir die Here te lewe nie. Hierdie goed is wat die Here vir my sê. Ons het laas keer gekyk na die 10 gebooie. Ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie van die opdragte wat die Here vir my gee nie. Ek hou nie daarvan om Sondag kerk toe te gaan nie. Ek hou nie daarvan om my 10de te gee nie. Ek hou nie daarvan om heilig te lewe. Ek hou nie van hierdie goedes nie. Wat is dit wat van jou lewe dan getuig? Dat die Gees nie in jou is nie. Okay? Want as die Gees in jou is, gee hy vir jou 'n gewilligheid. Hy gee jou 'n begeerte. Dis wat Paulus sê in selfs in Romeine 7. In Romeine 7 as hy daai stryd vertel van dit wat ek nie wil nie, dit doen ek en dit wat ek nie wil nie, dit doen ek nie. Alright, wat sê hy? Dit wat ek wil,
Waar kry hy die begeerte om te doen net wat hy wil? Die Heilige Gees wat in my is. So dit beteken nie, daar's nie 'n stryd in my lewe, dat my vlees die hele tyd die verkeerde wil doen nie. Nee, maar my begeerte in my hart is, Here, ek wil die regte doen. Sien jy dit? Ek hoop julle is almal by my as ons dit saam kyk. Goed, so, want hy wat die gewilligheid, hy gee die gewilligheid daarvan en die optrede. So die Heilige Gees gee my nie net die gewilligheid om dit te doen nie, hy gee my ook die krag om dit te doen. Is nie mooi nie. So kom ons herhaal daai gedeelte. So mooi, want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk, soos hy dit goed vind, is God. So daar's geen manier jy kan vir my sê ek kan nie. Want as die Gees in jou is, dan gee hy jou die krag, nie net om dit te doen nie, maar hy gee jou ook die vreugde en die blydskap en die gewilligheid om te sê, ek wil doen wat die woord van God vir my vra. Daar's 'n opgewondenheid in jou hart om dit te doen. Geloofwerke. Jy moet werk in jou lewe hê. Dis Jakobus se oproep op mense wat kinders van die Here is. Waar is julle werke? Hoe lyk julle lewens? Hoekom lewe julle nie vir die Here nie? Efesiërs 2:10 is nog 'n gedeelte wat dit so mooi stel. Hy sê, ons is immers sy maaksel. So hy het ons gemaak. Geskep in Christus Jesus. Okay? So ons is sy maaksel. Nou praat ons nie van die skepper wat alle mense gemaak het. Ons praat hier van gelowiges. Efesiërs besig om met oor gelowiges te praat. Hy het in hoofstuk 1 begin om te sê ons is uitverkies. Alles wat plaasvind in ons lewens, dat alles gedoen het deur Jesus Christus. Ons het al die seëning ontvang in die hemel deur Jesus Christus. Dan kom hy in hoofstuk 2. En hy vertel van hulle was dood in hulle sonde gewees. En dan vers 10, is ongelooflik. Hy sê ons is immers sy maaksel. Hy het ons gemaak. Kinders van die Here, jy's gemaak deur God. Geskep in Christus Jesus. Jy's geskep in Christus Jesus. Om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. So as God jou gemaak het in Christus Jesus tot 'n nuwe mens, dan sê die Bybel verder, en luister mooi na daai gedeelte. Hy sê vir ons, ons is geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het. Wie die goeie werke voorberei? God. God het die werke voorberei. Nog voor die grondlegging van die aarde het God alreeds die werke voorberei waarvolgens ons moet wandel. So hy het ons geskep om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. So die werke is ook alreeds deur God bepaal. Dis nie ongelooflik nie, dat God alles doen. So daarom, as jy dan sê, ek is 'n kind van die Here, en jy's nie besig om goeie werke te doen nie, kan jy bely dat die Here in jou woon? Onmoontlik, onmoontlik. Want die Bybel sê vir jou, nie net gee jou die krag nie, nie net gee jou gewilligheid nie, nie net is die sappe wat van hom afkom, besig om deur jou are te vloei nie, maar hy sê ook, ek het alreeds die goeie dade vir jou voorberei, jy moes net daarin wandel. En daarom sê hy Matteus 7, as hy met die mense praat, hy sê, aan julle vrugte sal julle geken word. Hy sê, pluk 'n mens miskien druiwe van doringstruike of vye van dussels. Het jy al ooit dit gedoen? Dat jy daar by jou tuin kom en daar's 'n mooi pragtig, ons het 'n pragtige doringboom daar by ons. En weet jy, amazing, elke oggend stap ek uit en ek soek vye daar. Ek hoop op 'n stadium gaan daar 'n lekker mooi vy wees. Nog nie. Maar ek kan dink dat daar potensiaal is vir 'n vy. Dit is vir my wonderlik om te sien, die blare is groen, alles lyk mooi, alles lyk reg. Daar's op hierdie stadium doringkies wat uitkom, maar ek is seker, die hoeveelheid water ek gee en kompos en goed is, gaan net maak dat op 'n dag gaan hy sê, doringkie, ek word 'n vy. Die oomblik as ek dit sê, dan dink jy by jouself, Johannes, nie lekker. Hoekom? Want daar's geen manier dat daar 'n vy aan 'n doringboom kan wees nie. Maar wie wat gebeur in jou lewe as kind van die Here? Elke oomblik as jy jou mond oop maak, is jy besig om te praat oor ander volkere en jy haat hulle en jy kan hulle nie verdra nie. En wat sien ek? Doring. Die manier hoe jy jou vrou hanteer, is dit 'n doring? Is dit 'n doring?
Miskien is jy op 'n beter vlak en jy sê ek dra dan vrugte, ten minste net 'n druksvy. Die Bybel sê, as die Here Jesus Christus ons anderste gemaak het, dan dra ons vrugte wat by die bekering pas. Die manier hoe ek lewe in my huwelik. As ek wil weet of jy 'n kind van die Here is, wat doen ek? Ek gaan vra jou vrou. As ek wil weet of jy 'n kind van die Here is, dan gaan vra ek jou man. Ek gaan vra die persoon wat in jou huis werk. Ek gaan vra die persoon wat saam met jou werk by jou kollegas. En ek gaan vra hulle, hoe lewe jy? Wat sal die mense rondom jou van jou getuig? Hoe lyk jou lewe? Wat sal hulle vertel oor wat is jou liefde? Waarin is jou vreugde? Waaroor sal hulle sê? Waaroor is jy opgewonde om met hulle oor te praat? Wat kan hulle sien jou oë begin te vonkel as jy daaroor praat? Wat is dit? Wat maak jou opgewonde? Matteus 7 gaan dan aan, hy sê net so, dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. En 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Die probleem is nie met die vrug nie, die probleem is met die boom. Wat 'n boom is dit? Dis die probleem. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Aan hulle vrugte sal hulle dus hulle uitken. En dan sê die Here daar, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar diegene wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Dit is die persone. Dis die persone wat sal ingaan, hulle wat doen, hulle wat vrug dra. Nie hulle wat sê, Here, Here nie. En ons gaan nou daarby uitkom. Die hele ding van, hoe lyk jou belydenis? Is jou belydenis goed? Die Bybel sê, is geen manier dat jy kan vir my vertel, jy is 'n kind van die Here en daar's nie goeie dade in jou lewe nie. En dis Johannes. Johannes is daar die hele tyd mense wat na Jesus toe kom en sê, Here, ons glo. Is interessant dat Johannes ook in die Grieks gaan jy gaan kyk, hy gebruik elke keer 'n tydsvorm om hulle aan te dui. Die meerdere kere van hierdie tydsvorm wat gebruik word in Johannes vir geloof beteken, dis nie ware geloof nie. Dis nie geloof wat hou nie. Want geloof beteken nie, ek het op 'n dag tot bekering gekom nie. Geloof beteken nie, ek het op 'n dag besluit nie. Ek het op 'n dag besluit om die Here te volg nie. Dit beteken niks nie. Bekering beteken elke dag, ek is wederbaar deur die Gees wat my lewe, en nou kom daar bekering elke dag in my lewe, die wegdraai van die ou, die aantrek van die nuwe, wegdraai van die ou, aantrek van die nuwe. Jesus kom by die mense van sy tyd en hulle is deeltyd, hulle sê vir hom, hulle glo, baie het hom gekom want hulle het geglo. En dan Johannes 2 sê hy, nadat hulle dit bely het, Johannes 2 vers 23, toe Jesus tydens die Pasga in Jerusalem was, het talle die tekens gesien wat hy doen en in sy naam geglo. Vers 24, maar Jesus het hom nie op hulle verlaat nie, omdat hy alle mense ken. Hy het nie nodig gehad dat iemand van die mens getuig nie, want hy het self geweet wat daar in die mens is. Hy het self geweet wat is in die mense. So hulle belydenis het vir hom niks beteken nie, want hy kon verder sien, hy kon hulle harte sien. Ons kan die mense se harte sien, en ons moet nooit mense se harte beoordeel nie. En hart beoordeel beteken, iemand doen iets, en ek sê, ja, die enigste rede hoekom hy of sy dit doen, is omdat hulle dit en dit wil hê. Dis hart beoordeel. Dis nie wat die Here van ons vra. Wat die Here van ons vra is, kyk hoe 'n persoon lewe. Dis wat jy moet beoordeel. En daarom elke keer as dit gebeur, is dit die toonbeeld van Jesus wat na mense toe kom en sê, julle glo nie werklik waar nie. Johannes 8 vers 24. Daarom het ek vir julle gesê, dat julle in julle sondes sal sterf, want as julle nie glo dat ek is nie, sal julle in julle sonde sterf. Terwyl hy hierdie dinge sê, het hulle baie in hom beginne glo. Kan jy hoor? Hy preek en wat sê hulle van hulle? Baie het in hom beginne glo, omdat hy dit gesê het. En dan vers 39 van Johannes 8. Hulle het hom geantwoord, ons vader is Abraham. Jesus sê vir hulle, as julle werklik kinders van Abraham was, sou julle die dade van Abraham gedoen het. Nou net het hulle gesê, hulle glo. Jesus sê, as julle geglo het, sou julle die dade van Abraham gedoen het.
En dan sê hy vir hulle vers 44, julle kom van julle vader, die duiwel, en julle wil die begeertes van julle vader uitvoer. Hy was van die begin af 'n mensemoordenaar, en hy staan nie by die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy 'n leuen vertel, vertel hy dit uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. So na wie klink jy? Watter vader klink jy? As jy praat, watter vader hoor ek? As jy leef, watter vader sien ek? Sien ek Jesus Christus in jou lewe? Of wie kom ek agter as jy besig om na te boots? Die duiwel? Jy sien die Bybel se vereiste in elke persoon se lewe is, God wil hê dat jou lewe, jou werke moet heilig wees. Jy moet heilig lewe. En as jy 'n kind van die Here is, die woord heilig vir jou wonderlik. As jy wêreldling is, die woord heilig nie vir jou wonderlik nie. Jy kyk na ander mense en sê, maar jy wil heilig wees. As jy kind van die Here is, sê jy, ja, ek wil heilig wees. Ek wil. Ek is al reeds heilig deur die Gees wat in my woon, maar nou wat gebeur is, my strewe is om te wees dit wat ek al reeds is in Christus. Hebreërs 12 vers 14. Streef na vrede met alle mense en na heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. As jy nie 'n strewe het na heiligheid in jou lewe nie, heiligheid in elke faset van jou lewe, as dit nie jou strewe is nie, sê die Bybel, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Nou, dis duidelik. Beteken dit dat ek in alles heilig gaan wees? Nee, maar dit gaan my lewe wees. Dis waarna ek strewe. Ek wil heiligmaking ervaar in my lewe. Here, verander my. Ek is nie meer die persoon van gister nie. Hierdie goeders wat gister vir my belangrik was, het die Here verander. Hy het vir my 'n nuwe begeerte gegee. In Johannes 3, Johannes vertel so mooi daardie gedeelte van hoe lyk 'n kind van die Here? Hoe lyk 'n kind van die Here? Kan jy sondig en jy's 'n kind van die Here? Hy begin om in hoofstuk 1 te sê, as jy sonde doen, hy is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe. So ja, jy gaan sonde doen in jou lewe. En ja, jy moet dit bely voor die Here. Maar dan kom hy in die Johannes en hy werk verder met hierdie mense en hy vertel hulle die volgende. En Johannes 3 stel dit so mooi. Hy sê, kinders, laat niemand julle beslei nie. Wie doen wat reg is regverdig, soos hy regverdig is. So as jy doen wat reg is, as jy lewe wat God van jou vra, as jy in jou lewe wil gehoorsaam wees aan God, wat is dit in jou lewe? Jy is regverdig soos hy regverdig is. Vers 8. Wie sonde doen is uit die duiwel. Dit is my interessant. Meerderheid van mense lees hierdie teksvers so baie. Dis nie eers of baie daaroor worstel nie. Luister weer dan. Wie sonde doen is uit die duiwel. Soos jy sonde doen is jy uit die duiwel. Nee, dis nie wat dit sê. Die Griekse tydsvorm beteken dis iemand wat aanhou met sondig. Dis iemand wat aanhou met dieselfde sonde in sy lewe. Dis iemand wat aanhou daarmee. Daarom as iemand kom en hy sê vir my, ek het tot bekering gekom. Maar onthou, ek wil jou net vertel, ek is 'n alkoholist. Dan sê ek, ja, maar nie meer nie. Nee. Ek is nog steeds 'n alkoholist. Okay, so die sonde wat jy jou vrygemaak is jy nog steeds in jou lewe. Daarmee definieer jy jouself. Dit is interessant dat ons onsself definieer met sonde. Kan jy dit dink? Geen alkoholist sal in die koninkryk van God inkom nie, is dit nie waar nie? Geen dronkaard sal hy in die koninkryk van God inkom, wat het ons gelees? Sal enige dronkaard in die koninkryk van God inkom? Julle sukkel vanmôre. Kom ons help mekaar. Gaan 'n dronkaard eendag in die koninkryk van die hemel in? Nee, hy gaan nie, okay. So sê maar, ek sê, maar onthou, ek is maar 'n dronkaard. Dan sê die Here, ag, wonderlik, jy het dit aanbely. Fantasties. Ons is so bly jy is op ons groep. Ons kan nou met mekaar deel dat jy 'n dronkaard is en dis fantasties dat jy dit net kan herken. Is dit wat die Bybel vir ons sê? Is die Bybel wat hy vir ons sê in 1 Korintiërs hy sê, so was sommige van julle en julle is dit nog steeds. Nee, hy sê, so was dit sommige van julle, maar julle is dit nie meer nie. Of jy sit in die kerk en jy sê, ja, Johan, ek probeer my bes, maar wie wat, ek gaan nie my belasting betaal nie. Hierdie ou steel my geld. En ek gaan dit net nie doen. Maar moenie worry nie, ek is 'n kind van die Here.
So jy's 'n dief en jy nog steeds 'n dief. Die Bybel sê jy moet ophou. Jy kan nie meer dief wees nie. Party mense steel van die Here, dis vir my die frighteningsste. En dan beskou hulle self nog steeds as kinders van die Here. Party lieg. Hulle lieg konstant. Hulle lieg oor alles. En dan nog steeds sal hulle bely, maar ek is 'n kind van die Here. Ja, ek het 'n probleem met lieg. Maar ek sal nie lieg gou nie. Net nog lieg. Dis al wat ek doen. Net so bietjie. En daarom het ons dit definieer. Daar's daai swart leuns en dan's daai wit leuns. Terwyl die Bybel sê nêrens daar's enige kleur in 'n leuen nie. Dit is 'n leuen. Dit is 'n leuen. En as jy leuen vertel, is jy 'n leienaar. So dis wat hierdie gedeelte vir ons wil sê. Hy sê as jy aanhou daarmee, is jy nie 'n kind van die Here nie. OK, kom ons herhaal dit weer. En miskien sê jy vir my Johan, kom ons herhaal net die teksvers. In Johannes 3 vers 8. Wie sonde doen, is uit die duiwel, omdat die duiwel van die begin af sondig. Hiervoor het die Seun van God verskyn om die dade van die duiwel te vernietig. So as God verskyn het hy kom om die dade te vernietig. Wil jy vir my sê, jy as kind van die Here gaan dieselfde bly tot die dag van jou dood? Dit kan nie wees nie. As God die werk gedoen het om dooie mense lewendig te maak en die Gees kom woon in jou, wat sal gebeur elke dag in jou lewe is jy sal vernuwe en verander word. Jy kan nie die persoon wees van 'n jaar terug nie. Daar moet verandering wees. Daar moet vernuwing wees in jou lewe. So as jy aanhou sonde doen, as jy vashou in jou sonde, as jy allerlei verskonings het vir jou sonde, en jou sonde afmaak dat dit nie so erg is nie. Dis wat ons laasweek gehoor het. As jy een van die gebooie oortree, het jy almal geoortree. So as jy in die fynste deelte in die Jota in die titel sê, hierdie ding is weet ek is verkeerd voor die Here, maar ek doen dit nog steeds, dan is jy besig om aan te hou met sonde in jou lewe. As jy die mense nie kan vergewe nie, as jy nie kan vrykom in jou lewe nie, dan is jy nog steeds vasgevang daarin, en die Bybel gaan nog verder om vir jou te sê, as jy nie ander kan vergewe nie, sal die Here jou God jou ook nie vergewe nie. So dis duidelik, daar moet 'n verandering plaasvind in my lewe. Die werke moet sigbaar word in my lewe. Hy gaan aan by in Johannes 3 vers 9, elkeen wat uit God gebore is, doen nie meer sonde nie, omdat God se saad in hom bly. Hoor jy dit? Elkeen wat uit God gebore is, doen nie meer sonde nie, omdat God se saad in hom bly. En hy kan nie meer aanhou sonde doen nie, omdat hy uit God gebore is. Hy kan nie meer dit doen nie. Kan 'n kind van die Here, wat nuut gemaak is en die saad van die Here lewe in hom gebring het, kan daai persoon aanhou met sonde doen? Die Bybel sê, omdat hy uit God gebore is, kan hy nie meer aanhou sonde doen nie, omdat God in hom gebore is. Nou vertel vir my, hoe kan jy bely jy's 'n kind van die Here, en jy's nie besig om aan te hou met goddelike lewe te lei nie? Hoe kan jy sê jy's 'n kind van die Here, maar jy's nog steeds besig om in jou sonde te volhard? Hoe kan dit waar wees in jou lewe? Die Bybel sê, ek moet vir jou sê vanmôre, jy is nie 'n kind van die Here nie, want jy's nie uit hom gebore nie. Want as jy uit hom gebore het, sou jy nie aangehou het met sonde doen nie. Is almal met my? So, as jy sonde doen, gaan jy vry wees van sonde as kind van die Here? Nee. Die woord wat hier gebruik word, is iemand wat sonde doen en wat aanhou met sonde doen in sy lewe. Hy hou aan daarmee. Hy gaan voort met die sonde in sy lewe. En dan vers 10 van dieselfde gedeelte in Johannes 3. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God is en wie kinders van die duiwel is. Wie nie doen wat reg is nie uit God nie. Dieselfde geld vir iemand wat nie sy broer liefhet nie. Dis die voorbeeld. Dis hoekom hy dit vir ons gaan stel. Iemand wat nie sy broer liefhet nie, kan nie sê dat hy 'n kind van die Here is nie. Het jy jou broer en jou suster in die Here lief? Dis baie interessant dat in die kerk van die Here Jesus daar hierdie verskriklike probleem is van mense om mekaar lief te hê. Baie mense sê vir my, Johan, maar ek is net nie so 'n persoon nie. Ek is net nie so 'n persoon nie. Ek sê 'n persoon wat hartlik is. Dan dink ek by myself, okay, ek verstaan iets nou nie lekker.
Ek verstaan almal van ons is nie dieselfde hartlikheid nie. Maar as Christus in my hart kom woon het, moet dit wat Christus verteenwoordig, dit wat hy is, moet dit nie in 'n vergestaaldheid kry in my lewe nie. Moet dit nie na vore kom in my lewe. As ek sê Christus woon in my, moet daar nie iets na vore kom hier buitekant toe nie. Moet ek nie begin om 'n hart te ontwikkel en 'n liefde te ontwikkel vir my medebroers en susters, wat die Here sê as jy dit nie het nie, is jy nie 'n kind van hom nie. Jy sal nie glo nie. Daar's mense wat glad nie weet wie hulle broers en die susters in die Here is, selfs in hulle eie gemeentes nie. Hulle het nie 'n probleem om week na week te gaan en nie bemoeienis te maak met hulle medebroers en susters. Die beste wat hulle kan doen is om in te stap en te sê, hallo. Ek hoop nie hulle kom groet my na die tyd nie. Daar's geen liefde nie. Daar's geen liefde nie, terwyl die Bybel sê, as daar nie liefde in jou lewe is nie, behoort jy nie aan die Here nie. As jy nie jou broer liefhet nie, en ons gaan nou kom by hoe verre ook daar 'n liefde moet wees, dan kan jy nie sê jy's 'n kind van die Here nie. Hou op sê jy's 'n kind van die Here en is nie deel van jou lewe nie. Jy brand nie vir mense wat verlore gaan nie. Jy kan nie sê jy's 'n kind van die Here nie. Jy het nie mense lief nie. Jy kan nie sê jy's 'n kind van die Here nie. Hoekom? Want die Bybel sê as Christus in my woon, sal hy my hart kom vernuwe en kom verander. En ek sal 'n deernis hê vir mense. Belangrik om vir mekaar te sê, kan werke jou red? Werke alleen? Nee, werke alleen kan jou nie red nie. Werke is 'n vrug van dit wat Christus al reeds bewerk het in my. Dit is dit. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle verlos deur die geloof, en juist dit kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. So Christus het ons nuut gemaak, daarom doen ons nou die werke. Ons sê nie die werke red jou nie. Dis Christus wat jou red. Christus red jou deur geloof. Hy maak lewendig hier binne in jou. En jy ontdek wie hy is, omdat hy jou lewendig gemaak het. Jy vreugde in hom, omdat hy jou lewendig gemaak het. En wat is die uitvloeisel daarvan, dat God my lewendig gemaak het? Ek dra vrugte. Dis wat die Bybel sê. So dit is nie my werke wat my red nie. Dis die geloof in Christus Jesus wat my kom red het, wat my red. Maar geloof sonder werke is dood. Is dood. Geen betekenis. Hierdie reformatore het gesê, geloof alleen kan jou nie red nie. En werke alleen kan jou nie red nie. Dis geloof en werke. Geen geloof alleen is 'n reddingsmiddel nie. Dis geloof en werke, al twee hardloop saam. Nou kom ons by die praktiese. En ek hou daarvan baie keer as Jakobus ook weer by die praktiese uitkom. Want hy maak dit so prakties, is dit nie? As hy dit vir ons sê. Hy sê, nou sê maar daar is iemand wat na julle toe kom. En miskien moet jy dit saam met my lees, dat ons net lekker die gedeelte saam kan lees, dat jy sien wat daar staan in Jakobus 2. Vers 15. Hy sê daar as 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle gaan in vrede, word warm en word versadig. Ja, dis my ongelooflike teksvers. Nee, is iemand wat kom en hier is iemand, en die woord daar het te maak met iemand wat kaal is. Okay? So heel moontlik het hy dalk net 'n onderkleed of wat aan, hy stap in die kerk in, net 'n onderkleed aan. En jy kan sien hy het lanklaas geëet, die ribbebene steek uit en alles, hier stap die persoon in en hy neem plek in. En na die tyd stap jy na hom toe en sê, hey, wat is jou naam? Hy sê, nee, my naam is Johan. Sê, ja, fantasties Johan, wonderlik, hoor, jy moet asseblief tog huis toe gaan en mag jy gekleed word. En mag jy gevul word met kos. Dis ek al goed, hè? Om so seën oor iemand uit te spreek. En die interessante is, as ek die Grieks gaan lees, is dit so saam met 'n imperatief. Dit beteken, word gekleed. Word gekleed, word gevul. Het klink nie soos baie vandag nie, is die power ding, ek spreek die woorde, en dinge gebeur. Die Bybel sê, nee, niks gebeur nie. Niks gebeur as jy praat.
Niks gebeur as jy net sê, hoor, is al wonderlik nie. Die rabbies van die tyd het gesê, as jy niemand kan help nie, moet jy hom ten minste help met goeie woorde. Ek dink as ek kom Jakobus het daar skryf. Daai help niks. Jy sien, baie keer in jou lewe voel jy skuldig. Jy weet wat jy nou doen is nie reg. Jy weet hierdie persoon wat hier staan by jou, weet jy moet jy nou help. En dan dink jy by jouself, wel, ek het nie nou tyd en goeders nie. So kom ek spreek net 'n seën oor hierdie ou uit en dan voel ek hom bietjie beter. So baie keer in my lewe onthou ek 'n tye wat ek nie so ryk was soos ek nou is. En ouens sal na jou toe kom en sê, hoorie so, ek kan sien jou kar het 'n paar skrape op. Ek wil vir jou sê, mens versorg jou kar, maak dit net reg. Ek dink myself, okay, ek het nie eintlik geld vir kos nie, maar dit is baie great van jou om my kar te wil regmaak. En ek dink myself, is dit wat ons doen met mekaar? Is dit wat ons doen met mekaar? Dat ons nie eintlik wel, ek sien regtig bekommerd oor jou. Ek wil net iets sê. Ek wil net iets sê, dat ek net so 'n bietjie beter oor myself voel. Wil ek net dan vir jou iets sê? Die Bybel sê, dit beteken niks nie. Dit is my ongelooflik. Hierdie vergelyking is 'n vergelyking met iemand wat sê dat hy geloof het in die werke nie. Eintlik is hy besig om dit met mekaar by mekaar uit te bring. Net so min as jou woorde help vir 'n persoon wat nie klere aan het en om kos in sy maag te kry en klere in sy maag te kry. Net so min help dit om belydenis oor die Here te doen as jy nie die werk het nie. Hoor jy dit? Die metafoor. Dit is besig om dit by mekaar uit te bring. Dit is presies dieselfde. Daar's geen betekenis daarin. Johannes 5 vers 28 moet julle nie hieroor verwonder nie, want daar kom 'n tyd wanneer almal in die grafte sy stem sal hoor en sal uitkom, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, maar die wat verkeerd gedoen het tot die opstanding van die oordeel. Jy gaan eendag veroordeel word, jy gaan eendag geoordeel word op grond van hoe jy geleef het. Okay, dis wat die Bybel sê. Johannes 5 sê mense sal opstaan, die opstanding van die lewe. Weereens, en ek weet nie kom met mense te herhaal nie, maar ek moet vir mense sê, hoor hierso, okay, dit is so. Ek word gered op grond van dit wat God gedoen het, maar gaan my daardie eendag geoordeel word, wat ek vir hom gedoen het? Ja, gaan my verkeerde dade geoordeel word eendag voor die Here as ek 'n kind van hom is? Dank die Here nie. Maar my dade gaan eendag geoordeel word wat ek vir hom gedoen het. Waarvoor het ek dit gedoen? Dan gaan 'n oordeel plaasvind. Die wêreld gaan geoordeel word, alles wat hulle gedoen het. Elke liewe gedagte wat hulle gehad het, alles gaan uitgewys word wat hulle gedoen het. Hulle gaan geoordeel word daarvoor. En daarom Matteus 25 is Jesus weer eens, as Jesus kom na hulle toe en hy vertel vir hulle die skape van die bokke geskei word, dan sê hy vir hulle, ek was honger. Julle het nie my kos gegee nie. Ek was dors. Julle het my nie te drink gegee nie. Was in die hospitaal, was in die tronk. Julle het my nie besoek nie. Sê Here, wanneer het ons dit nie? Sê as julle dit nie aan ander gedoen het, nie aan my gedoen nie. En die ongelooflike as hy praat met die mense wat die skape is, dan sê hy vir hulle, julle het dit aan die geringste van julle broers gedoen. As jy die geringste van jou broers gedoen het. Die Bybel sê vir jou, die duiwels glo ook. So baie mense sê vir my, Johan, ek glo. Ek glo dat Jesus gesterf het, ek glo dat hy opgestaan het, ek glo in die Bybel, ek glo. Great stuff, so jy's nou min of meer op die gelyke vlak met die duiwel. Great stuff. So jy is daar waar 'n duiwel ook is. Dink jy die duiwel weet nie dat Christus opgestaan het? Dink jy hy weet nie dat hy gesterf het aan die kruis? Dink jy hy weet dit nie? Dink jy hy weet nie wat in die Bybel staan is alles waar nie? Nou die Jode het baie keer 'n belydenis gedoen en elke Jood, hoe klein jy ook al is, moes jy die belydenis geken het. En hulle moes dit in Hebreëus vir hulle aangeself gesê het, die hele tyd, en hulle vind dit in Deuteronomium 6, wat hulle vir mekaar genoem het, en dit was die Shema. Die Shema is 'n hele belydenis dat God een is. En dan moes hulle dit opgesê, Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, en hulle moes dit ken in hulle kop. En moenie my verder oor die Hebreëus vra nie. Maar hulle moes hierdie oor en oor en oor, moes hulle in hulle koppe gesê het.
En as jy dit kon doen, is dit wonderlik. Dis hoekom almal het al hierdie merkies aan hulle en al die kraletjies en al die goeders aan hulle, want hulle is besig om hierdie goeders. Hulle dra die wet voor hulle kop. Want hulle wil sê ons sal onderhou dit, maar niks word onderhou van dit. Jou dogma is goed. Jou dogma is wonderlik. Jou leerstellings is agter mekaar. Jy verstaan wat die Bybel sê. Jou leerstellings is reg, wonderlik. En nou wil ek vir jou sê, as jy nie die Bybel ken nie, is daar ook 'n probleem. Leer dit ken. Want ek wil doen wat die Here vra. Hoe meer ek groei in my lewe saam met die Here, hoe meer het ek hom lief. Hoe meer is sy woord vir my belangrik. Ek bestudeer dit. Hoekom? Want ek is lief vir hom. Maar as dit waaroor jou lewe gaan, dat jy vir ander mense wil wys hoe goed jy die Bybel ken. Ek wil nie jy moet vir my kan sê, in hierdie vers op daardie plek staan dit en dit en dit. Jy kan in die algemeen sê, hoor hierso, in ergens in Jakobus staan dit piek van. Die ouens in die vroeë tyd het in enige geval nie verse en hoofstukke gehad nie. Dis baie later geskrywe. Maar ek wil weet, leef jy dit? Leef jy dit? Sien die Fariseërs en die Sadduseërs het na Johannes toe op 'n stadium gekom. Kan hulle sien aankom? Hulle het 'n pragtige kleertjies aan. Hulle staan uit, die Sadduseërs en die Fariseërs. En hulle het gehoor van Johannes en alles wat hy doen en hier kom hulle aangestaan. Want hulle wil ook graag gedoop word, is 'n nuwe ding in die dorp. Hou doop en jou kerk is vol. Hier kom hulle aan. Hulle gaan gedoop word. Fantasties. Dis die volgende ding wat ons gaan aftik. Ons hou nie van Johannes die doper as eerlik moet wees nie, maar dis great. Ten minste sien die mense ons doop ook. Matteus 3 vers 7. Maar toe hy sien dat daar baie Fariseërs en Sadduseërs kom na waar hy gedoop het, het hy vir hulle gesê: "Adder geslag. Wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende oordeel kan ontkom? Dra liewer vrugte wat by die bekering pas en moenie eers oorweeg om by julleself te sê ons het Abraham as voorvader nie, want ek sê vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek." Dis 'n ding, hè? Die Here kan klippe, kan hy verwek. Geslag van Abraham. Jy dink jy's wonderlik? Nee, jy's nie wonderlik nie. Dit gaan oor niks verder as lewe jy en dra jy vrug nie. Dit hang nie af van of jy gedoop is toe jy klein is en jy vertel vir my, hier's my doopseël. Hier's my doopseël, wonderlik nie. Ek het nie 'n saak daaroor nie, ek wil weet, lewe jy met die seël wat op jou hart geskrywe is? Lewe jy dit? Want ek wil vir jou sê, die Here kan uit die klippe uit kinders van Abraham maak. Wie wat volg net na die Shema? Luister Israel, die Here julle God, die Here is een. Wat volg daarop? In Deuteronomium 6 vers 5 volg op: jy moet die Here jou God met jou hart en siel lief hê en met al jou krag. Hoekom het hulle nie daai teksvers opgesien nie? Jy moet die Here jou God lief hê. Jy moet hom lief hê met jou hart en siel en al jou krag. Moet jy die Here lief hê. Het jy die Here lief? As jy die Here lief het, verander alles in jou lewe. Ek beloof jou, alles verander. As jy die Here meer lief het as enigiets in hierdie wêreld, alles verander in jou lewe. Ewe skielik kom alles op die regte plek. Alles val in plek. Ewe skielik het jy die liefde vir die Here meer as enigiets anderste. Dit is die teken dat jy kind van die Here is. Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en het onderhou, hy is die een wat my lief het. Hy is die een wat my lief het. Wie het my lief? Hy wat my gebooie onderhou. Hy het my lief. En hy wat my lief het, my Vader sal hom lief hê en ek sal hom lief hê en myself aan hom bekend maak. Wie die Here lief? Die wat hom lief het, wat sy gebooie onderhou. Dis die persone wat hy lief het. Vraag is, het jy die Here lief? Want as jy hom lief het, het hy jou lief. Hy kom woon binne in jou. Vers 22 van Matteus 14, Judas, nie Iskariot nie, vra hom toe: Here, hoe is dit dat U Uself aan ons gaan bekend maak en nie aan die wêreld nie? Vers 23, Jesus antwoord hom: as iemand my lief het, sal hy ter harte neem wat ek sê, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom kom woon. Ons sal by hom kom woon.
Heilige Gees van God sal in my kom woon. Dit sal 'n teken wees. As die Gees in my woon, sal ek lief wees. Lief vir hom wees en lief vir my naaste. Dit sal waar wees in my lewe. Nou, die duiwels glo ook. Die duiwels glo. En dan sê Jakobus, maar ten minste, wat doen hulle? Hulle sidder. Hulle sidder. Weet jy die grootste probleem in ons kerk vandag? Ons het geen meer vrees vir God. Geen. Die arrogansie wat ek baie keer beleef by mense wat die Bybel probeer interpreteer soos wat hulle wil. Die arrogansie wat jy dink om te doen net wat jy wil en God moet daarmee maar tevrede wees. Is geen vrees van God nie. Hoe is dit moontlik dat ek kan sê daar is 'n lewende God wat hemel en aarde gemaak het? 'n God wat heerskappy oor alles voer. Hoe kan ek sê dat hy waarlik iemand is wat ek ken en ek het geen vrees vir hierdie lewende God voor wie ek wandel? Elke keer as ek sonde doen in my lewe, moet daar so 'n trilling deur my gaan vir vrees, want ek het gedoen wat in stryd is met God se woord. Is dit nie? Hoe kan ek net aanhou? Terwyl ek bely, ek vrees God, God is in beheer van alles, hierdie is 'n almagtige God, 'n almagtige God waarvoor, ek moet dit herhaal, 'n almagtige God waarvoor Johannes, wat by die Pasga, by die Paasfees, die instelling van die Paasfees, is Johannes besig om te lê op Jesus, op sy boesem, teen sy boesem. En dan hierdie selfde Johannes kom in Openbaring en hy sien vir Christus in Openbaring in die hemel. En wat doen Johannes? Hy val soos 'n dooie neer. Dis waarvan ek praat. Vat niks van die liefde van Christus weg nie, maar daar moet 'n heilige ontzag wees, 'n vrees wees vir hierdie God voor wie ek wandel. As dit nie daar is nie, vergeet om te sê jy's kind van die Here. Jy's nog steeds besig om te dikteer wat jy gaan doen en hoe jy dit gaan doen. God is nie jou God nie. God is jou God, as jy goeders begin doen en sê, Here, ek weet hierdie is teen wat ek normaalweg doen, maar ek gaan dit doen, want Here, U wil hê ek moet dit doen. Gee my die liefde hiervoor. Die duiwels is bang. Jy sien hulle. Jy sien hoe bang is hulle. As Jesus by legio duiwels uitdrywe, luister wat gebeur. In Matteus 8 vers 29. Skielik het hulle begin skreeu. Hulle sien Jesus is op pad. Los ons uit, seun van God. Het hy voortydig hierheen gekom om ons te pynig? Hulle het verstaan wat met hulle gaan gebeur. Spurgeon het gesê hy wens hy kan baie keer net van sy studente vir 'n paar sekondes in die hel sit. En hulle sal die beste predikers in die wêreld raak. Hierdie demone weet wat met hulle gaan plaasvind. Hulle weet wat vir hulle voorlê. Weet jy wat vir jou voorlê? Jesaja 66 vers 2 sê al hierdie dinge, my hand het dit gemaak, so het alles ontstaan, sê God. Is die uitspraak van die Here. Nou luister mooi, op so iemand sal ek ag slaan. Op 'n magtelose met 'n verslae gees. Dis kom Matteus sê, Matteus 5 vers 3, geseënd is die wat arm van gees is. Op 'n magtelose en verslae gees. En luister verder, wat sidder vir my woord. Wat sidder vir my woord. Broer en suster, as jy voor die woord staan, sidder jy voor. As jy die woord lees, sidder jy daarvoor. Elke keer as die Here jou aankla oor iets in jou lewe wat jy moet verander, dan sidder jy daaroor. Sê Here, hoe verander my? Maak my nuut. Want my grootste vreugde en my grootste liefde is vir U. En nie alleen. Kan iemand sê dat hy die geloof het? En hy het nie die dade nie? Onmoontlik. Want die God wat geloof in jou hart kom gee,
is die God wat deur sy Heilige Gees in jou kom woon en jou die vrug gee om te lewe vir hom. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, wat 'n ongelooflike vreugde is daar nie. Ons as kinders van U kan bely dat U al die werk in ons lewens doen. En daarom moet dit sigbaar wees. Daarom moet dit sigbaar wees, want U doen dit. Here, ons vanmôre gehoor, dit help nie ons in die wonderlikste belydenis. Dit help nie ons ken die skrif en ons kan teksverse aanhaal nie. Dit help nie as dit alles deel is van ons lewe en ons op 'n ander wyse hoe wonderlik ons is. Maar Here, dit lê gebrek omdat ons nie doen wat U van ons vra nie. Ons lewe nie so nie. Ons lewe nie in ons huwelike so nie. Ons lewe nie in ons werksplek so nie. Here, vergewe ons. Verander ons. Gee vir ons elke dag hierdie begeerte wat U ook vir ons sê sal vir ons gee. Begeerte, gewilligheid en ook die krag om te doen wat U van ons vra. Amen.